Ariana Venus kuier vanoggend by ons en ons is selfs oor 'n splinter nuwe enkelsnit As ek lief is. Goeiemôre. Goeiemôre, dit is lekker om hier te wees. Hoor die laas jaar toe jy by ons was jy vreeslik siek. Ek bly om te praat nie daaroor Ek nie. bly om te hoor jy voel beter. Ja, ek kan actually hoor klik my stem nou. Hoe was 2025 vir jou gewees? Ja, dit was 'n jaar van ek gaan nie eers jok nie. Daar't so baie ups en downs gebeur, Ja. maar ek dink op die einde van die dag het gister in 'n interview ook gesê ek dink ek is baie content met waar ek is nou. Ek dink ek is baie dankbaar vir wat ek het en ek dink ek probeer dan net fokus om regtig dankbaar te wees met wat ek het. So. Hoor jy het iewers ook op die pad verloof geraak. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Baie geluk. Dankie. Ja, dit was laas jaar Oktober gewees. Ja. Ja, so ek het glad nie dit verwag nie. Soos ek het glad nie geweet nie. Ons het daaroor gepraat, maar dit was soos in die ver toekoms gewees. Ja. So ek het die champagne in die yskas gesien want dit was eintlik ons 3 jaar anniversary. So ek hy het eers nodig gehad om dit weg te steek want ek het niks verwag nie. Absoluut niks nie. Maar ja, ek is baie blessed, baie excited. 'n lekker hoogtepunt, né? Ja, In die ja, jaar van definitief. op en af. 100%, yes. En hoe gaan dit met die troubeplanning? Ek's about die enigste meisie wat jy sal ontmoet wat al die ring aan die vinger het vir 6 maande en nog nie 'n Pinterest-bord van 'n dag uit het nie. Wow, Maar dis okay. Dis ja. okay. Ek kom daar. Ek het regtig 'n idee. So ja. Jy sê ook, ek het nie vir jou posts gelees op sosiale media, kanse waag is wat 'n mens moet doen. 'n Yes, mens moet 100%. 'n mens moet kanse waag. Dan moet jy die op en die af kan vat soos hulle kom, maar soos jy sê, jy is content. Jy is op 'n gelukkige plek in jouself. Vertel ons van daai gelukkige plek. Is die kanse wat 'n mens waag, die belonings wat 'n mens kry, dis die moeite werd. Ja, nee, 100%. Ek dink persoonlik ek het die laaste paar maande van my lewe het ek 'n baie journey gehad op en af. Ek moes my perd uitgesit het die met 'n memories maak was. Ja. Oef. En daar't so baie gebeur in die laaste paar maande wat ek regtig net besef het lewe verander in 'n oogwink. So wat jy die een oomblik as jy soos alles is perfek en in die volgende 48 uur het jou lewe net so omgedraai. En ek dink mense dink altyd dit wat jy het op aarde is met permanent. Tot jy besef het is nie en as jy jou geluk in dit sit, dan kan dit letterlik net so verander. En ek dink dis dieselfde met risks wat jy vat. Ek meen dis aardse goed. Ja. So ek fokus regtig daarop om dis vir my ek is gelukkiger as ek so is en ek weet wie wil nie net gelukkig wees nie. Absoluut. En ek dink dis 'n les wat almal dink ek kan vat is om content te wees met waar jy is. En as jy heeltyd gaan soek vir meer en meer, gaan jy nooit gelukkig wees met waar jy is nie, want jy gaan konstant wees soos ek het nog nie dit nie, ek het nog nie daai gedoen nie. En jy gaan nie besef hoe ver jy eintlik al gekom het nie. So Jy praat ook in 'n post praat jy oor 'n moeilike tyd waar jy gaan en oefening, verstaan en hoe selfs baie keer jy nie kan opstaan of kon opstaan uit die bed uit nie. Hoe kry mense daai motivering weer terug om weer aan te gaan, om weer te probeer, om te gaan okay, dag vir dag? Ek gaan dit eerlik met julle wees, dit is baie moeilik. Ek gaan nie hier so sit en vir julle motivational speech gee van sê ek het dit perfek reg gekry nie. Want ek meen gister was ek veronderstel om op te staan en te vroeg te gaan gym en ek het eers 1 uur gaan gym en ek dink dis 'n baie grief is 'n baie dis nie 'n reguit lyn nie, dis maar op en af en ek dink ek het nie 'n antwoord vir dit nie want ek dink nie daar is nie 'n motivational antwoord vir dit nie. Ek dink daar is regtig 'n besluit wat jy moet maak van wil ek hier deurkom of wil ek nie hier deurkom nie. En dan is dit 'n besluit wat jy gaan moet maak waar jy partykeer iets gaan moet doen wat vir jou regtig horrible is. Soos om op te staan en te gaan gym as jy regtig net nie wil nie. Ja, ek waardeer die feit dat jy praat oor grief, want ek dink ons doen nie genoeg nie. Ons praat nie genoeg oor verlies nie. Ons verwag mense wat deur iets gaan moet soos Nee, ons nou. skop dit al onder die mat en ons is Ja. ons wil nie daaroor praat en dit is 'n ongemaklike topik. En ons moet nou aanbeweeg. Ja, nee, 100%. Dis eintlik wat ons dink. En so ek het dit nogals waardeer dat jy so oop en eerlik daar was op jou sosiale media om te gaan. Is dit nou? Ja. Dis hoe sommige dae is. 100%. Sure. Maar jy is hier nie net om saam met ons te gesels oor lewenswyshede nie, maar ook om met ons te gesels oor jou nuwe liedjie. Ja. As ek lief is. Vertel ons asseblief, waar kom die liedjie vandaan? Waar is die inspirasie? Wat beteken die liedjie? So julle weet ons 'n spreekwoord wat sê if you love somebody let them go and if they're meant to be they'll come back. En dit is presies waarop hierdie liedjie gebaseer is. Daar's 'n lyn in die liedjie wat sê want soos die ou gesegde sê jy sal nog vind wat jy moet hê. En ek dink dit is so profound veral waar ek nou is in my lewe en ek dink daar's soveel mense wat kan relate met hierdie en dit gaan nie net oor 'n persoon wat jy verlief is dalk in 'n verhouding nie. Dit gaan dalk oor ons het gister daaroor gepraat. Soos 'n ouer wat sy kind op 18 moet boet uit die huis uit. Soos jy weet, jy moet nou maar hoop daai persoon hy kom terug. Hy gaan nie nou net uit die huis uit en nooit weer terugkom nie. Of as jy iemand verloor het, byvoorbeeld vir my, dit is vir my nog 'n baie profound geweest want ek moes hom uitgesit omdat ek lief was vir hom, ek wou nie gehad hy mislei nie. Of byvoorbeeld
Iemand wat soos H2A wat jy by die lughawe daai persoon moet groet en hoop hy kom weer terug of sy kom weer terug. En ek dink daar is so 'n mooi boodskap en weet as ek lief is vir jou, gaan ek jou vrylaat en as jy bedoel is vir my, dan gaan jy terugkom. En ek dink hierdie is 'n aardige liedjie wat verskriklik baie mense mee kan relate en dit is 'n baie spesiale liedjie vir my. Ek dink waar ek nou is Dis ook in my bietjie lewe. iets sagter van jou, Ja, so 'n bietjie van 'n ander 100%. klank. Is jy is opgewonde om te hoor wat mense daarvan dink? Ek gaan die jokkie, ek's bietjie nervous want dit is so 'n 180 grade draai van wat ek gedoen het met Memories maak en reg. Maar ek dink is nodig om hierdie kant van my ook te sien dat ek is nie net so hierdie lekker happy chappy go lucky mens nie, which I am. Maar ek dink weet almal het 'n dieper kant en Suid-Afrikaners is hierdie lekker mense. Soos ons kan grappies maak en cope met goed, maar ons is eintlik reg diep mense. Verseker. En jy sien dat as sulke liedjies uitkom, kan jy sien al die Suid-Afrikaners soos sê hierdie en dan love hulle Ons dit. het 'n ding maar van die ek praat nou van die 70s af. Is die Afrikaanse musiek het altyd so 'n bietjie melankoliese, dieper, nostalgiese lirieke. En almal is mal oor hulle. Wil kinders van die wind is hy treffer altyd. Maar dis 'n baie sad tune. Dis maar waar ons dui, dis maar in ons wese. Jy praat nou van jy sien mense moet 'n ander sy van jou ook kan sien. Gepraat van sien daar's 'n musiekvideo hiervoor ook, nee. Vertel ons 'n bietjie van die musiekvideo. So daai kamera was soos hier in my gesig die hele tyd. Ek weet nie of julle al gesien het nie. Dit was 'n heeltemal 'n ander ding vir my gewees want nou moet ek soos in hierdie kamera inkyk en dis soos netie. Ons het in Stefan se huis geskiet. Hy is baie talentvol en nou staan hy daar agter die kamera, maar nou het hy soos 'n lig aan die kant beet en 'n smoke machine aan die kant. En dit was een van die snaakste goed wat ek al 'n lang tyd gesien het. Nou moet ek hierso sit, die kamera's hierso en ek moet soos my pause hou. Ek dink iewers in die musiekvideo kan jy actually sien voor ek dit doen. Ek het my Jy mag nie dit sê nie. Ek's jammer. Kyk daarvoor. Ek's jammer, maar nou gaan jy dit soek en jy gaan die musiekvideo so 6 keer oorkyk. So marketing I guess. Dis baie. Hoorie Ariana, omdat ons praat vandag oor bucket lists en emmerskoplysies. Ons het 'n bietjie van 'n creative met jou. Oor jou emmerskoplysie. Wat sal jy doen. As jy moet kies. As ek moet kies. Ja, okay. So hier's opsie nommer 1, okay? Sal jy eerder bungee of skydive? Ek dink ek sal eerder bungee. Okay. Ek dink ek sal eerder bungee. Ek dink net omdat ek wou een keer gegaan het en my verloofde wou nie. So nou is ek op soos ek sal hierdie doen. Okay. Ja. Eerder 'n warm lugballon vaart of helikopter? Ek dink 'n warm lugballon is nogal 'n experience. Dis is letterlik 'n massive ballon wat jy in die lug hou. So ek dink ek sal ook dalk eerder vir hom gaan. Sal jy eerder 'n nuwe taal leer of 'n instrument leer speel? Hierdie gaan baie cliché klink want ek is 'n musikant, artist en 'n musikant, maar ek wil actually baie graag Italiaans leer. Ja. Nie dat ek al probeer dit nie, but I really want to. So ek gaan daar uitkom. Nice, okay. Reis alleen of reis saam met 'n groep mense? Ek love mense. Okay. So ek dink ek sal so sulke tipe goed sal ek doen saam met mense, maar dit moet die regte mense wees. Dit moet nie soos 10 mense wees nie. Ek dink soos 'n groep van 4, 5 mense. En die dink regtes. ek raak dit maak dit regtig lekker. Ja. Sal jy eerder 'n vaar op 'n cruise ship of backpack deur Europa? Ek dink ek sal backpack deur Europa. Ek is van die mense ek wil soos iets wat ek nooit tevore sou gedoen het, sou doen nie, is ek nou soos ek gaan dit nou doen. Ek dink ek sal dit doen. Ek hou daarvan ek ook. En laas een klim 'n berg of hardloop 'n maraton? Albei is harde werk. Kan ek 'n spectator wees? Ek kos dit maar die maraton. Ek hopelik is dit reguit. Wow. Shit, dis nog al so. Solank dit gelyk is. Ja, ek kan loop. Ek meen ek weet nie of ek 'n berg. Dis baie baie. Hoorie Ariana, dit was so lekker om jou volgende dit was die te hê. lekker Dankie vir die saamkuier. Sterkte vir die jaar wat voor lê. Dankie julle ook. Dit was reg lekker geweest. Dankie dat julle my gehad het hier. Plesier. Dit is Ariana Wiedes. Hier is daai splinter nuwe enkelsnit daai musiekvideo van As Ek Lief Is.